Goeiemôre gemeente, julle is welkom om te sit. So met baie dankie sê aan die man vanoggend wat vir ons die drome kom speel het. Ons is baie geëerd om dit te hê. En ek gee nou ook aan Pieter oor wat vir ons die woord gaan doen. Baie dankie Pieter. En die jeug kan agter te beweeg. Morakel, was hy, lekker hard. Is dit nie 'n voorreg om in die huis van die Here te wees en te weet, hy is met ons, saam met ons aanbid die lewendige God, almagtige God. Voor ek begin met die boodskap, en dit wat ek baie maar oplet die laaste tyd is, hoe my kinders optree en hoe hulle reageer op goed. Hulle is nog klein, so my oudste is 3 jaar oud en dan my jongste word my 2 in Desember. Maar die Bybel sê altyd ons moet soos kindertjies word. Dis vir my, ek het nie altyd verstaan nie, tot ek het bietjie meer gereflekteer het in my kinders lewe. Die manier hoe hulle dinge doen, die manier hoe hulle vergewe, die opregtheid, die onskuld. Ons moet werklik weer daai onskuld in die Here vind. Ons lewe in 'n lelike wêreld, 'n wêreld wat onregverdig is, ons lelik hanteer. Maar as ek so na die kinders kyk, hulle is altyd iets wat hulle oor gelukkig is. Daar is altyd iets wat hulle tevrede mee is. At so rukkie terug het ek op 'n onderhoud afgekom. Dit het in my hart gewerk en in my hart beweeg. So, hierdie pa, sy seun is met kanker gediagnoseer en hulle sit nou en hy het hierdie onderhoud met sy eie seun van hoe bly jy positief? Jy so gesê op jou einde, hy is nog klein, hy is seker vir 9 jaar oud en hy sê net, wel hy is bly, hy het baie verbly te wees, hy is dankbaar. En hy vra, hoekom is jy bly dat jy kanker gekry het? Hy sê vir sy pa, wel, eerder kry ek die kanker as my twee susters gekry. Ek is spesiaal, ek is goedkies dat hulle dit nie kan kry nie. So hy het 'n hele ander uitkyk op dit gehad. Hy het nie 'n kwaad gevoel oor dit nie. Hy glimlag die hele onderhoud. Dit was vir my iets mooi om te sien dat in sy omstandighede het hy nog steeds gesê, wel, ek is gelukkig, ek is dankbaar. Ek is dankbaar vir die lewe wat ek nog steeds het. Ek is dankbaar dat dit nie oor iemand anders te gekom het in die gesin nie. Voor ons na die skrifte beweeg, wil ek 'n vinnige storie vertel. So daar's 3 oomies. So hulle is nou al afgetree op 'n ou ouderdom. Hulle sit nou al 3 en hulle het nou so 'n sosiale samekoms wat hulle bietjie by mekaar uitkom. So nou vra hulle, wat doen jy nou vandat jy afgetree het? Die eerste oom sê, ek neem foto's, ek hou baie van die natuur en ek neem baie mooi foto's en ek hou van foto's neem. Die ander oomie is wel, ek is mal oor my tuin, ek hou van die rose, mooi onder die heerhou en die bossies te sny. Hulle vra die derde oom, wat nou in hulle sosiale klub is, wat doen jy nou aftrede? Hy sê, nee, ek doen opsporingswerk. Die ander 2 kyk vir hom snaaks aan. Opsporingswerk vra hulle. Hy sê, ja, ek soek elke dag na my bril, ek soek elke dag na my klere, ek soek elke dag na my valstande, en ek soek elke dag na my sleutels. So vandag gaan ons kyk na Openbaring 3 vers 20. Dit sê vir ons, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan. Die Here wil by ons hart inkom. Hierdie maand het ons baie gefokus op ons lewe met die Here. Ons het gefokus op geopende deure, hoe om deur die deur te stap, hoe belangrik dit is. Maar ek wil dit vandag afsluit met 'n belangrike punt, met 'n belangrike hoogtepunt van ons moet ons hart oopmaak. Ons moet ons hart oopmaak vir Christus, sodat hy die verandering kan doen. Maar nie net dit nie, ons moet begin kyk na
Hoe ons hart verander kan oopmaak. Hoe ons 'n positiewe uitkyk kan hê op alles wat ons doen. Hoe kan ons nuwe geluk, hoe kan ons nuwe moed, hoe kan ons 'n nuwe lewe in Christus vind? Ek praat met iemand in die week, ons praat so 'n bietjie oor kerk en oor hulle ervaring toe hulle jonger was in jeug. En hulle het so 'n bietjie van die musiek gesit. En ons praat van die ervaring daarvan, van ons sing, God is goed, halleluja, God is goed. Maar ons moet sing, God is goed, God is goed, God is goed vir ons, God doen wonderlike goed vir ons. So, wat ons by wou uitkom met die gesprek het is, ons stap in kerk toe, en ons moet dit ervaar, ons moet dit leef, ons moet voel hoe God is vir ons. As ons verlate voel, as ons verlore voel, dan kom kere van stilte, dan kom kere wat die Here stil raak met ons. Dis van ons rustiger moet raak, en nader aan sy voete beweeg. So as ons kyk na die geheel van Openbaring 3 vers 20, het sê vir ons, wat kyk ons na? Christus dwing hom nie op ons nie, hy wag vir ons. Ons het 'n eenvoudige verantwoordelikheid, soos wat ons hartseer oopmaak vir Christus. Ons maak toe, ons is mens, ons kry seer. Elkeen van ons het al seer gekry. Ek het vroeër die week op sielskos ook oor dit gepraat. Elkeen van ons kom op 'n oomblik waar jy seer kry by mense en jy maak jou hartseer toe. Jy wil nie mense meer ontvang nie, jy wil nie meer daai geluk in die Here vind nie. Johannes 10 vers 9 sê vir ons, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Ons lewe, soos ek vele kere die jaar gesê het, ons lewe in 'n rigtelose wêreld. Mense weet nie meer wat hulle moet doen nie, mense weet nie meer wat hulle moet glo nie, mense weet nie meer wat hulle wil wees nie, maar daar's veiding by Christus. Ek by my laaste boodskap baie gefokus op om by die Here te kom, om deur die deur te stap, om daai veiding by die Here te vind. Maar dit is nou tyd dat ons terugreflekteer en kyk waar kan ons in ons lewens daai verandering maak. So wat is ons verantwoordelikheid om ons hart oop te maak vir die Here? Eerstens ja, ons het 'n verantwoordelikheid om 'n hart oop te maak. Die mooi ding van God is, hy dwing hom nie op onsself af nie. Dis ons eie besluit, ons eie oorgawe. Johannes 14 vers 6 sê vir ons, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons moet daar op 'n stop kom. Soos jy by die stopstraat stop, moet ons sê, daar's net een plek, daar's net een pad, daar's net een doel waarvoor ons gemaak het, en dit is om vir Christus te lewe. Ons kom kerk toe, want ons wil iets ontvang. Ons het verwagtinge. Ek het op 'n stadium lang, net as 'n kerkwoner gegaan, en kerk toe gegaan, en ek het verwagtinge gehad. Ek het verwagtinge gehad van hoe die diens moet wees, hoe die musiek moet wees, hoe die pastoor moet praat, hou hy my aandag reg, praat hy te lank, ek moet nog huis toe gaan, maar was 'n verantwoordelikheid. Ons kom sit nie net hier om lekker te voel en ja, dit is lekker om 'n kind van die Here te wees, dit is lekker om vir die Here te leef, maar ons kom nie met 'n verwagting. En ons moet, ek wil hierdie kerk kry dat ons, as ons uitstap, dat ons daai verwagting hou, daai verwagting uitleef, Christus uitleef en vir die wêreld gaan wys wat Christus in ons lewens kan doen, die restaurasie wat hy kan doen. Kolossense 3 vers 17, en wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl hulle God, die Vader, deur hom dank. Soos ek vroeër genoem het van, hoe ek my laaitjies observeer, so die eendag
trek hy nou aan vir skool, en hy moet sy broek aantrek. Nou trap hy die broek hier mis, daar toe, hierdie kant toe, en ek sukkel met hom, en hy wil nie ek moet hom help nie. Ek is 'n pa weet, hy moet sy linkerbeen deur hierdie linker kant sit, en dan moet hy sy regterbeen deursit. Maar, na lang frustrasie en lang geveg het hy my toegelaat om aan te trek. Doen ons maar nie dieselfde as by die Here kom nie. Die Here wil 'n pad maak, die Here wil 'n rigting wys. Ek persoonlik is 'n baie hardkoppige mens. So as die Here vir my sê die kant, wil ek die kant toe gaan. As die Here sê daai kant toe, wil ek die kant toe gaan. So in daai voorbeeld van my kind het ek gesien, ek as 'n pa het van beter geweet. En hy is nog 3, hy weet nie altyd van beter nie, hy moet nog leer. En die Here wil ons leer om nader aan hom te kom. Die Here wil ons leer om ons hart oop te maak vir hom. Die Here wil ons leer hoe om sy kind te wees. Die Here wil ons wys hoe om wyding by hom te kry. Hoe kry ons wyding by die Here? Eerst ons moet oop wees. Ons moet ons hartsdeure oopmaak. Tweedens, ons moet die Here toelaat om hy verskil te maak. Al verstaan ons nie die pad nie. Al verstaan ons nie die rigting wat die Here ons vat nie. Weet net, die Here is met jou, die Here is saam met jou. Ek het hierso praat ek so deur die week. Ons praat van die laaste 5 jaar, wat alles gebeur het, hoe alles gebeur het, hoe ons eers in ons koppe gehad het, en hoe alles net aan die ander kant gegaan het, in 'n ander rigting in 'n voorbereidingsproses. En as ons so terugkyk, kan ons sien hoe die Here ons voorberei het, in die moeilike tye, het die Here ons voorberei vir iets anders, iets beters. So wanneer jy in 'n tyd gaan van, jy verstaan nie, jy weet nie hoekom nie, jy weet nie waarom nie, weet nie, wat is 'n rede daarvoor, wat is 'n voorbereidingsproses. Ons 'n bietjie 'n lang skrif nou lees, Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek vermaan julle dan, broers, by die ontferminge van God, om julle liggame te stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dit is 'n verantwoordelikheid. Ons is 'n verantwoordelikheid om te verander, en dan het ons 'n verantwoordelikheid om ander na Christus toe te lei. Ek kan onthou toe ek 'n sterk oortuiging gehad het op 18, moes uit my omstandighede beweeg, moes uit my vriendegroepe beweeg, net om 'n nuwe perspektief te kry, en in 'n nuwe standvastigheid in die Here, waar ek nou kan staan en daai tipe mense in 'n nuwe lig kan benader. So ons moet ons voete in Christus vind, dit is baie belangrik. Ons moet uitvind wie ons in Christus is, wat ons in Christus wil doen, wat is die Here se doel vir elkeen van ons. Ek wil vir ons 'n boodskap bysit. So, daar's 'n klein dorpie wat 'n gas verwag. Klein dorpie. So, die persoon kom by die dorpie in, en die winkelier sê vir hom, my rakke is vol. Ek het nie plek vir hom nie. Die persoon gaan toe aan. Hy ken nie die dorpie nie, hy ken nie die mense nie. Hy kom by die boer aan. Hy sê vir hom, ek sal hom later nooi, ek moet nou eers ploeg om my landerye reg kry, ek moet mense betaal. Die persoon gaan aan. Hy sê toe, kyk, kom ek probeer toe hy kom by 'n ander huis, klop, die onderwyser, sê nee, ek moet lesse klaar kry, ek moet klaar merk. Beweeg toe aan,
Draak toe laat die aand en daar's een huis se lig wat nog brand. En dis 'n weduwee wat toe haar deur oopgemaak het en die gas sit toe by haar. En die volgende oggend was haar huis vol vrede, haar gesig vol lig. Die mense het toe van die dorpie vir haar gevra, waarom het jy hom toe ingelaat? Ons almal het te besig geraak en nie toegelaat nie. Ons ken nie die ou eintlik nie en jy weet ons daai tyd van die maand. En sy sê vir hulle, ek was die enigste een wat oopgemaak het, toe hy geklop het. En hom ingelaat het. Julle wat ek van ons getuies sien is, ons is altyd besig. Ons het altyd iets wat ons moet doen, ons het altyd ergens waar ons moet kom, ons is altyd ongeduldig as ons op die pad ry, die ene druk die ander af, daai taxi so voor jou stop, dan raak jy sommer woedend en jaag om hom, almal wil, ons is baie haastige mense. Wat ek by wil uitkom is, ons moet nie te besig raak vir die Here nie. Nie te besig raak vir die dinge van die Here nie. Ja, ons is besig, ons het goed om te doen, ons het goed om te betaal, ons het werk om klaar te kry. Maar sit net vir 'n oomblik in jou dag. Wat is dit 10 minute, 5 minute? Maak jy daai tyd vir die Here. Dit is almal, ons sal nooit genoeg van die Here kan kry nie. Die Here is almagtig. Hy is onmeetbaar. So die glorie van God is altyd beskikbaar. Ons moet net kyk in ons kalender hoe ons meer tyd vir Christus kan maak. Ek gaan 'n laaste skrif met julle deel. Galasiërs 2 vers 20. Ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Dis tyd dat ons nader aan die Here beweeg, nader aan die Here te soek, nader in sy teenwoordigheid beweeg. Ek het groot geword in die kerk, ek en Ivan praat so voor die diens, groot geraak in die kerk, ek het in die banke geslaap. Daar was 'n punt wat ek hardkoppig geraak het, rebels geraak het. 'n tyd toe ek so 18 was, ek bietjie gaan kyk daar wat in die wêreld aangaan. Ek wou bietjie gaan kyk het wat gebeur by die nagklubs en al daai goed. Ek wou bietjie gaan kyk het wat behels hoe ek drink en al daai goed. Dit was 'n soektog wat ek na gaan kyk het. Omdat ek net in die kerk groot geraak het, het ek begin rebelleer teen die pad wat die Here vir my bestem het. Want op 18 het die Here vir my woord gegee dat hy my roep in die bediening in en ek Pieter wou niks weet nie. Ek hou baie van Jona want ek het die baie gedoen wat Jona doen en baie weggehard van die roeping, het baie weggeroep, baie lang gerebelleer teen het. Maar die ander wat ek daar gestaan het, gerook het en gedrink het en myself van die Here af probeer weghou het en iets anders te gaan soek het en weggeweeg van die kerk af. Ek het daar gestaan en tot 'n besef gekom van daar's niks daar nie. Dis 'n leë wêreld. Ek het in die aande gelê en leeg gevoel. Ek het in die aande gelê gesê ek voel leeg. Ek voel nie of ek 'n doel het nie. Toe ek werklik oorgawe gee en werklik die Here toelaat, toe vind ek 'n doel. Toe vind ek 'n rede om te lewe. Maak die mense om jou in jou lewe
die belangrike mense. Ek dink vanoggend aan voor ons regkry vir kerk. Die mense wat die seerste maak is die mense die naaste aan jou. Die ou wat voor jou indruk daar op die pad, of die ou wat jou vloek, of die ou wat lelik is met jou, ja, dit gaan nie lekker wees nie, maar volgende week vergeet jy van daai ou. Maar die persoon wat die naaste aan jou is, persoon wat die naaste aan jou hart is, die persoon wat die meeste na opkyk, is gewoon die persoon wat die seerste maak. Kom ons soek na Christus, kom ons streef na lewe in Christus, en weet hy is met ons, en saam met ons. Weet dat hy 'n verskil in die lewe wil maak. Ek glo elkeen van ons, soos ek vele kere al sê, elkeen van ons soek na die Here, elkeen van ons streef na die Here. Maar ons moet 'n honger bly hê, dat dit nooit genoeg sal wees nie. En dis wat Christus vir ons gesê het, hy is ons daaglikse brood. Die skrif is ons daaglikse brood. Jy moet elke dag eet. As ek nou vir 2 dae nie eet, gaan ek honger raak. Ons moet die skrif so sien, dat ons nie sonder dit kan gaan nie, dat ons nie sonder gebed kan gaan nie, dat ons nie sonder vas en gebed kan gaan nie, dat ons nie kan gaan sonder om iemand te bemoedig vir die dag nie. Dit moet ons plaas as met iemand opgebou het vir die week nie. Al is dit die persoon wat die minste laai, sê iets goeds vir daai persoon. Al is dit die persoon wat die lelikste is met jou, sê iets goeds vir daai persoon. Die week, maak dit jou doel om daai honger te behou vir die Here. Maak dit jou doel om te sê, ek het nie vandag Bybel gelees nie, ek wil graag sien wat volgende gebeur in Galasiërs 2. Maak dit ons doel om te bly soek, bly honger te wees, en te weet, dit is nooit genoeg nie. Die teenwoordigheid van God moet altyd al honger bly. Ek moet dit afsluit. Sluit maar net julle oë. Here, ek vra dat U met elkeen hier sal wees, met elkeen sal werk. U ken ons harte, U ken ons lewens, U het ons gemaak soos ons is. Here, ek vra dat ons daai honger vir U sal behou, dat ons hartseer vir U sal oopmaak. As U klop, dat ons nie te besig raak met dinge van die lewe nie, maar dat ons so besig raak met die dinge van die Here. Here, U is lief vir ons. U ag ons hoog, Here. U soek ons nie in die wêreld, in die verlore wêreld nie, maar U soek ons in rigting met U, in lyn met U, en soek tog na U, Here. Werk in ons harte, beweeg in ons harte, Here. Dankie vir elkeen wat gekom het, Here. Seën hulle, raak hulle aan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dan is Sonja kan vir ons vorentoe beweeg in die nagmaal. Sy vir ons 'n boodskap lewer. Groot voorreg. Habakuk se baie bekende gedeelte in die Bybel. Habakuk 3 vers 17. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Lyk my hierdie praatende van Suid-Afrika, van die vee uit die kraal verdwyn. Nou ek wil dit nou vandag terugbring na Suid-Afrika toe. Ek wil sê, alhoewel ek vanoggend wakker word en my huis is leeggedra, alhoewel ek 20 jaar in dieselfde posisie by my werk sit, want ander mense word bevorder as gevolg van herstellende aksie en ek sit maar nog presies in dieselfde posisie, of ek vanmiddag by die werk kom, of ek by die huis kom van die werk af, die kraan opdraai, daar is geen water nie, daar is een of ander probleem, of ek wakker word vanoggend en werk te moet gaan en ek die krag wil vir die ketel wil kook en krag is af en is load shedding. Of soos Pieter sê, as ek vanoggend werk te ry, geen Rooiborg werk nie. Of daar's 20 taksies op die pad en jy vorder nie regtig nie, dit vat jou 'n uur om partykeer 5 kilometers te ry. Dan wil ek gaan na vers 18 toe wat sê,
Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. So die Here sê vanoggend vir ons dat maak nie saak wat in ons lewe gebeur nie. Die Here het nog nooit vir ons beloof dat dinge gaan maklik in ons lewe gaan nie. Maar hy sê, juig en jubel en vertrou op my. So ek wil vanoggend hê julle moet aan hierdie tafel kom sit en jy moet daai dinge wat jou pla vanoggend, en daai dinge wat jou partykeer moedeloos maak en jou laat dink, Vader, wat wil ek hê jy moet vanoggend aan hierdie tafel kom sit. Jy moet dit vanoggend aan hierdie tafel te bring en vir daai probleem van jou sê, nogtans sal ek juig en jubel in my Here, want die Here het sy seun gestuur om vir elkeen van ons wat hier sit. Die Here het sy seun gestuur om vir elkeen van ons te sterf, vir elkeen van ons op te staan om die ewige lewe te hê. Die Here het nie gesê, my seun gaan sterf, maar bring jou BEE sertifikaat, of daar was geen voorwaardes aan vir wie hy sterf nie. Hy het nie gesê, ek sterf net vir sekeres. Nee, hy het gesê, hy stuur sy seun om vir elkeen van ons te sterf. Al voorwaarde is dat om die ewige lewe te hê, moet ons hom glo en ons moet glo in die Bybel en ons moet lewe volgens dit wat in die Bybel staan. En dan vers 19, die Here is my sterkte, hy maak my voete soos die van die herte en laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier vir die staaninstrumente. So die Here sê vir ons, solank ons in hom jubel en in hom glo, hy is ons sterkte en hy sal ons die krag gee om elke dag op te staan, om in elke dag in daai verkeer te sit. Dis dalk 'n goeie idee dat as ons partykeer in daai verkeer vassit, om bietjie te juig en jubel in die Here, om bietjie miskien te lofsang. En om dalk miskien jy kan ons maar met oop oë die Here, jy kan hom aanbid. Jy hoef nie daaraan toe oor te sit, jy kan ons bid sommer oop oë bid en die Here te jubel en te juig terwyl jy in daai verkeer sit. Ons moet net altyd onthou dat ons beskerming is ons vreugde en ons geluk in die Here. Dankie, kom maar almal voor, ek gaan net vir ons bid, sluit net die oë. Dankie liewe Here dat ons nogtans, ten spyte van alles wat altyd verkeerd loop in die lewe, kan weet dat U ons sterkte is, dat U ons krag is, en dat ons net moet aanhou juig en jubel en ons vertroue vanoggend op U kan sit, my God, en dat U ons die krag gee om elke oggend ons oop te maak en aan te gaan met die lewe, my God, want op die einde gaan ons oorwin en gaan ons eendag ons loon en ons prys van U af ontvang. Dankie dat U U seun gestuur het om vir ons te sterf, maar nie net om vir ons te sterf nie, maar ook vir ons op te staan en die dood te oorwin. Dankie vir U genade, U krag en U liefde. Amen. Ek kan vorentoe kom en U kom ons help voor.